Onlangs lees ek 'n storie wat afspeel tydens die Tweede Wêreldoorlog. Die ma is op haar knieë besig in die tuin. Sy werk rustig in 'n bedding tussen haar plante. Die volgende oomblik breek chaos uit. Die toneel word versteur deur die skril skree van 'n alarm, want Duitse vliegtuie is op pad. Die vrou spring op en begin hardloop. Eers dink mense sy hardloop weg van die gevaar, maar dan kom mens agter sy hardloop in die gevaar in. Sy hardloop na haar kind se skool om haar te gaan red. As sy by die skool kom, is dit sopas gebom. Die stof is nog in die lug. Was sy te laat om haar dogtertjie te red? Dan begin sy grawe en haal haar uit die rommel. Sy haal nie asem nie, sy is dood. Maar dan begin die ma haar borsie pomp en mond tot mond gee en die kind kom terug en lewe. Die treffende beeld laat 'n mens dink aan Jesus. Hy was veilig in die gemak van die hemel, maar toe kies hy om aarde toe te kom om my en jou te kom red uit die rommel. Hy het wetende kom mens word in 'n gebroke wêreld, vol onreg, vol geweld. Wetende het hy in die gevaar ingehardloop, al sou dit sy lewe kos om ons te red. Hy hardloop in die arms van die vyand in om ons te bevry, sodat ons kan lewe, ewig lewe. Hoe stel die woord van God dit in Filippense 2 vers 6 tot 8? Hoewel hy in die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie, maar hy het homself daarvan leeg gemaak deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy in die vorm van 'n mens verskyn het, het hy homself verneder, deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood toe, ja, die dood aan die kruis. Wanneer Paulus aan hierdie dinge dink, gaan dit saam met die oproep aan God se kinders om dieselfde gesindheid as Jesus te hê. Dit sou prakties beteken dat ek ook nie vashou aan my rykdom of status of program terwyl ander mense ly nie. Jesus het ons kom wys hoe liefde lyk. Dis nederig, dis geduldig, dit luister na ander, dit buig die knie, dit gee om, dit gee weg, dit gee lewe. Kom ons bid. Here, die saak is vir my moeilik. Een rede is omdat die nood net so oorweldigend groot is. By elke verkeerslig staan iemand met 'n bordjie. 'n Ander rede is ons gevaarlike land, ons lewe in tye wat niemand meer iemand kan vertrou nie. Lei ons Heilige Gees en oortuig ons wanneer ons moet help. Bewaar ons ook dan. En as ons moet lei, dan doen ons dit uit liefde vir Jesus wat gelei het vir ons, omdat hy ons wou help. Amen.